Ek groet julle in die lieflike naam van Jesus Christus, ons verlosser. Ek wil vandag gesels oor die engel van Openbaring 10. Buig saam met my, dan bid ons om te open. Ek gaan 'n stil gebed doen. Amen. Wat ons gedoen het is, ons het gekyk na profesie. En ons het gegaan en ons het gekyk na die lyn van Moses, ons het gekyk na die lyn van Christus. Ons het verder gegaan, toe gaan kyk ons na die Millerites. Dis die begin van moderne Israel, soos ons dit noem. En ons het gekyk na die einde van moderne Israel, dit is ons lyn. Ons het baie tyd spandeer daarop. Wat ons gesien het is, die Here leer ons sekere prinsipe. As ons by profesie kom, sê die Here vir ons, hy herhaal geskiedenis. Daar's niks niets onder die son nie. Dit is belangrik vir ons om dan te gaan en dan te gaan kyk in geskiedenis, om te sien, wat is dit? Ellen G. White sê vir ons duidelik, ons herhaal die geskiedenis van Israel. So wat ons doen is, as ons geskiedenis wil bepaal en kyk waar ons staan, dan gaan ons en gaan kyk na daai geskiedenis en ons gaan sien hoe herhaal hy. Wat ons ook gesien het is, ons herhaal die Millerite geskiedenis tot op die letter. En ons gaan baie tyd spandeer om te kyk, wat het hulle deurgegaan, wat was die mylpale in hulle lyn gewees, in hulle geskiedenis, wat het die Here hulle deurgevat, om vir ons te leer. Want al hierdie dinge het geaccumuleer. En ons sit met al daai lig vandag. Ons weet, as ons kyk in die Bybel, volgens 1 Korintiërs 10 vers 11 sê die Here vir ons, die Bybel is geskryf vir ons aan wie die eindes van die eeue gekom het. So ons moet verstaan, dat al die skatte in die lig, word nou vir ons oopgemaak, en dit is vir ons in ons tyd om dit te verstaan. Maar ons gaan ook sien, en dit het ons begin kyk, daar's 'n baie spesifieke manier wat ons die Bybel moet bestudeer. As ons nie die riglyn daar volg nie, gaan ons nie op dieselfde konklusie kom nie. Dit is vir ons baie belangrik. Dis hoekom ek julle weer terugvat na Jesaja 28 toe. Ek gaan lees van vers 9 tot 12. Daar's 'n vraag wat die Bybel ons vra en sê, vir wie wil hy dan kennis leer en vir wie wil hy die openbaring verstaanbaar maak? En die antwoord is, vir die wat van die melk gespeen, wat van die moederborste weggeneem is. Ons moet eers die fundament in die melk daar, noem dit onder die knie kry, ons moet dit verstaan. Ons praat baie keer wat is melk en wat is vaste kos. Ons weet die Sabbat is melk. Dit is nog nie vaste kos nie, want dit is goed wat ons en beginsels wat ons van die begin af al moes geweet het en ingestaan het. Dis die 10 gebooie. Ons weet die toestand van die dood is melk. Ons weet baie dinge is melk, ons moet dit verstaan, ons moet daarin staan. En as ons gaan begin kyk, en ek gaan verder lees hierso, want dit is gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie, ja. Hy sal deur lippe wat hakkel en deur 'n vreemde tong met die volk spreek. Een ding wat ons sal sien is, ons gaan lyn op lyn, gaan ons die Bybel bestudeer. Ons gaan die prinsipe bo op mekaar sit, en ons sal sien hoe mooi daai handskoen pas. Ons gaan kyk na die geskiedkundige gebeurtenisse, en ons gaan dit sien in die Bybel. Daar's een ding wat ons moet verstaan is, baie keer sien ons mense gaan kyk na buitekant in die wêreld, en hulle gaan kyk na die geskiedkundige gebeurtenisse, en hulle probeer dit inbring na profesie in die Bybel toe. Dit werk nie so nie. Die Bybel gee ons die profesie, dan gaan kyk ons na die vervulling buitekant daarvan, en dit is belangrik dat ons dit sal moet sien. Deur lippe wat hakel en deur 'n vreemde tong sal hy met sy volk spreek. Ons gaan deur dit gaan, en ons gaan verstaan wat dit beteken. Moses het gehakel, ek hakel, maar daar's ook 'n ander implikasie daarvan, wat ook vir ons verduidelik van 'n herhaling, 'n hakel, 'n oorsê van dieselfde ding, baie keer op 'n ander manier. Ons praat van herhaal en dit beter lê. As jy kyk na die verskillende evangelies, sal ons sien, dis verskillende oogpunte van dieselfde gebeurtenisse, en elke een kry ons 'n bietjie meer by, en ons kan baie duideliker
sien wat die Here vir ons wil sê en hoe hy dit wil sê. So hakel in een opsigte kan ons dit daarvolgens sien. 'n ander opsigte gaan ons kyk daarna, ons het vlugtig daaroor gepraat. In die tyd van Christus het die Fariseërs, die Sadduseërs, die leierskap, wat gebeur het is, hulle het afgestap van die fondamente af. Toe Christus gebore is, Johannes die Doper kom om die boodskap te bring, verwerp hulle die boodskap. Toe Christus na sy doop begin met sy bediening, kon hy nie die kerk en die leierskap gebruik nie, hulle het hom nie aanvaar nie, en wat hy gedoen het is, hy het hulle verbygegaan. En wat hy gedoen het is, hy het na 'n ander klas toe gegaan, en hy het mense gaan haal, dis waar sy disippels gaan haal het. Daai klas beteken nie noodwendig dis 'n swakker of dit is 'n sondige groep gewees nie. Dit beteken dit is nie uitgesny uit die leierskap en uit daai era, so mense wat veronderstel was om voor te staan om Israel te lei. Hy het 'n ander klas gaan en hulle gaan uithaal daarso. Dit is belangrik en ons gaan dit ook sien daar in geskiedenis in ons tydperk. Met 'n vreemde tolk sal hy met sy volk spreek, vers 12, hy wat aan hulle gesê het, dit is die rus, gee rus aan die vermoeides, en dit is die verkoking, maar hulle wou nie luister nie. So, iets wat ons duidelik kry in Jesaja wat die Here vir ons sê is, hy praat van die rus. Nou, die rus sal ons sien, en ons gaan meer daarna later kyk, die verkoking weet ons, is 'n verwysing na die Heilige Gees. En ons sal sien, soos ons hierdie inligting wat die Here vir ons gee deurwerk, besef ons, dit is die olie wat ons nodig het. Dit is 'n deel van die Heilige Gees. Ons gaan hierdie goed inneem en dit gaan ons volmaak en dit gaan 'n sekere werking aan ons doen. Toe Christus op aarde was, het hy gepraat in vergelykings. En wat belangrik is daar, in parables soos hulle sê in Engels, die mense het hom nie verstaan nie. Tensy hulle na hom toe gegaan het en vir hom gesê het, Here vertel ons. En jy sal sien as jy dit gaan deurlees daar, dis elke keer wat die disippels gedoen het. Hulle gaan na die Here toe en sê, Here, dis baie mooi wat jy vertel, maar ons verstaan dit nie, verduidelik dit aan ons. Ons sal oral sien wat die Here doen is, dis uiters belangrik om te verstaan. Die manier waarop die Bybel bestudeer, is die manier wat die Here gebruik om met sy Heilige Gees in ons te werk. Ons gaan al die aspekte van Christus sien daarin. Ons gaan sien hoe hierdie aspekte in ons lewens ingaan en 'n verandering maak. Kennis sonder verandering is 'n klinkende simbaal, ons verstaan dit. So, hierdie manier gebruik die Here en hy gaan met sy Heilige Gees in ons werk. Ons gaan afset of aspekte sien van Christus. Ons gaan sy grootheid en sy karakter sien soos ons dit nog nooit gesien het nie. En hoe nader ons daarin beweeg en hoe meer ons sien, en hoe meer hy homself gaan openbaar, hoe meer gaan dit in ons werking hê. Want sien, die probleem by ons is onsself, is daai I in die middel van sin. Dit is die ek wat die probleem is. En tot ek nie in die stof gaan lê, soos die profete, soos Daniel, soos ons gaan sien in die woord, en besef ek is niks en ek is niemand nie. Alles wat ek het en alles wat ek is in Christus. Tot ons nie deur daai ondervinding gaan nie, het ons 'n probleem, want selfmoed dood. En ons gaan baie mooi kyk en ons gaan sien hierdie werking en hoe Christus werk. So dit is belangrik om hierdie te verstaan. Die ander ding is wat hy ook sê is hulle wil nie luister nie. Ons gaan sien deur die geskiedenis van Israel. Oor en oor stuur die Here 'n profeet na hulle toe en sê kom terug na my toe my volk. Stap weg van waarmee julle besig is. En hulle luister nie. En daar is nagevolge daarvan. Ons gaan sien waar ons nou is en die tyd wat ons nou is. Okay. Wat ek vandag net wil bespreek is, kom ons kyk net vanaf. Ons gaan na die Millerites se geskiedenis toe. En ons het gesê dit begin met die tyd van die einde. Dit was Daniël 11 vers 40. Daar's verskillende plekke waar ons gesien het en ons verstaan dit. Dit is die tyd van die einde toe, 1798. Ons het deurgegaan en ons het gesê, hier was 1260 jaar van verdrukking vir die pausdom. En ons het gesels oor wat het gebeur in 1798. Onder andere weet ons dat Berthier het gegaan, uit die pausgevangenis geneem. Dit kom van Frankryk af wat hulle dit gedoen het. En die stelsel kry 'n dodelike wond.
maar ons weet die stelsel is nie vernietig nie. Daai wond gaan genees, maar ons sien in 'n ander oog ook. Die eerste engel boodskap kom in geskiedenis in. Nou in prinsip, kom ons gaan gou terug na die eerste engel boodskap toe. Openbaring 14. Kom ons gaan kyk vinnig gou daar. Maar ek wil tyd spandeer op die tweede engel, op die bekragtiging van die eerste engel. So kom ons gaan kyk gou daar. Openbaring 14. Ek gaan van vers 6 af lees. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. Okay? Dis 'n wêreldwye boodskap. En hy het met 'n groot stem gesê: "Vrees God, gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom." En aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. So, ons weet die eerste engel boodskap is 'n oproep om klaar te maak met sonde. Ons het gekyk, dit gaan oor sonde, eerste engel boodskap, tweede geregtigheid, die laaste een is oordeel. So, die eerste engel boodskap kom in geskiedenis in, ons weet die Here gebruik, kennis word vermeerder, die Here gebruik vir William Miller, en daar word 'n formulering gedoen van die boodskap. En dit het gegaan oor Daniël 8:14. Dit is die 2300 aande en morgens, en ons het daar deurgegaan wat sê 2300 jaar, en die boodskap was dat die einde van, of in 1843 gaan die Here kom. Ons het gekyk na, waarna William Miller kyk, na die heiligdom, en hy verstaan dit nie korrek nie. En hy sê dit is die wederkoms. So die skoonmaak van die heiligdom, het hy nie gaan kyk na die oorspronklike wat die Here vir ons gee nie. Want onthou, die hele Ou Testament gaan oor the gospel and signs and symbols. So dit is oor simbole en figure wat die Here gebruik. En dit is belangrik, as ons net gaan kyk daar in die heiligdom, dan gaan ons kyk dat dit is 'n stelsel wat daar was, 'n sekere dispensasie. En ons gaan kyk hoe Christus hierdie dispensasie verander, soos hy beweeg na die heilige, soos hy gaan beweeg na die allerheiligste en soos hy hemel toe gaan. So daar's 'n verandering van dispensasie. En een van die dinge wat die engel, wat ons weet, wat hier afkom in 1840, Openbaring 10, een van die dinge wat hierdie engel gaan doen is, hy gaan vir ons ook 'n verandering in dispensasie aankondig. En ons gaan dit sien daaruit. So, wat belangrik is wat ek wil uitwys is, 1838, 1838, mooi man, 1838, kom 'n man met die naam van Josiah Leach. Wat hy doen is, hy gaan kyk in Openbaring 9, hy is besig om te kyk na die trompette, waarvan ons weet die laaste 3 is wees. Hy bestudeer dit, die eerste wee het reeds plaasgevind in geskiedenis. Die tweede wee word voorspel, dit is die 391 jaar en 15 dae. En wat hy doen is, hy publiseer 2 jaar voor daai vervulling van profesie, voor dat die Ottoman Empire, as jy so kan sê, heeltemal val, publiseer hy dit, en hy maak dit bekend aan die wêreld, 2 jaar voor dit, en hy sê, in Augustus 1840, gaan hierdie ding gebeur. Islam gaan vasgehou word, sy mag word verbreek, en die Ottoman Empire gaan heeltemal in duie stort. Die wêreld lag vir hom. Dis iets wat hulle nie kan sien nie, en is iets wat hulle duidelik waar dink, dit is nie reg nie, maar wat belangrik is 10 dae voor die tyd, gaan hy, en hy maak seker, en hy gaan sit 'n spesifieke dag by, en hy werk hom uit as die 11de Augustus 1840, so hy's baie spesifiek. Ons gaan op 'n stadium kyk na die 7 trompette, ons gaan kyk na die 3 wees, waar hy dit vandaan kry, hele Openbaring, wat dit vir ons verduidelik, en ons gaan baie mooi daardeur gaan. Vir nou wat belangrik is daai voorspelling word
presies op die dag, die maand en die jaar kom dit in vervulling. Nou moet julle onthou wat gebeur. Hier sit ons met die wêreld. Hulle is besig om 'n boodskap in die wêreld in te vat. Hulle is besig om al hulle goeders volgens tyd neer te sit. En die mense is baie skepties oor die wêreld oor hierdie boodskap. Alhoewel dit vir die mense absoluut sens maak, absoluut om te sien dat hierdie ding werk uit. Dit is daar, dit is logies. Het hulle probleem. Maar toe hierdie vervulling plaasvind, toe draai die wêreld hulle kop en hulle kyk met 'n ander oog na hierdie beweging. En hulle sê, hierdie mense het iets weet. Hierdie mense het regtig iets weet, want dit is uniek om so voorspelling so presies te maak. En jy haal dit aan uit die Bybel en jy kan dit verduidelik om te sien, hulle het dit heeltemal reg. So 'n dag-jaar prinsip word bevestig. Dit wat hulle sê word bevestig en nou draai die mense hulle kop om te sê, as hierdie mense dit so ver reg het, en hulle sê die Here kom in 1843, want onthou dis die datum wat hulle vasgemaak het, kom daar 'n groot groep mense, geleerdes, verskillende mense van verskillende plekke, kom en hulle kom saam in hierdie beweging aan. En hierdie beweging, die Millerites, begin regtig momentum kry. Maar hier's iets wat baie interessant is, en Ellen G. White verduidelik ons vir ons. Sy sê die engel van Openbaring 10 kom hier af en hy verlig die hele wêreld met hierdie lig. Okay. Kom ons kyk wie is hierdie engel. Kom ons gaan lees dit en ons verstaan dit om te sien wat is dit wat die Here vir ons sê. Ons gaan na Openbaring 10 en ek gaan vers 1 lees. En ek het 'n ander sterk engel uit die hemel sien neerdal, bekleed met 'n wolk, en 'n reënboog was oor sy hoof en sy aangesig was soos die son en sy voete soos pilare van vuur. So ek weet nie, gaan dit werk as ek 'n tekening maak daarvan? Kom ons kyk. Ek kan nie teken nie. Hy was bekleed met 'n wolk, as hierdie 'n engel voorstel. Verskoon, ek kan nie. Hy het 'n reënboog op sy hoof. Sy gesig straal soos die van die son. En op sy voete is daar pilare wat is soos vuur. As ek kon teken, sou 'n mens net 'n beeld of 'n prentjie kon gekry het hiervan. Nou, kom ons kyk, want wat die Here doen is, hy praat in beeldspraak. Ons weet, ons kan nie die woord interpreteer nie. Die Here sê, wat ons doen is, ons gaan nou, en ons gaan oral sê in die Bybel, en ons gaan haal uit, wat beteken 'n wolk? Wat beteken dit om met 'n wolk bekleed te wees? Wat beteken die straal van die gesig met die son, die reënboog? En dan begin ons kyk na daai karakteristieke, want dis besig om vir ons iets te sê daar. Kom ons gaan kyk. As ons na die woord engel kyk, om mee te begin, kry ons verskillende betekenis. William Miller verduidelik ons ook deur die 14 reëls van Bybelinterpretasie, dat 'n simbool kan meer as een betekenis hê. Leeu is 'n baie maklike voorbeeld om te gebruik. 'n Leeu beteken Christus. 'n Leeu beteken ook Satan, want hy is soos 'n brullende leeu. Dan die ander ding wat ons kan kyk is ook, Babylon word altyd vergelyk met 'n leeu. So, ons moet baie mooi kyk as ons begin werk met simbole, om dit reg toe te pas. Maar engel kan beteken, is 'n boodskapper, dis wat die woord beteken. Maar ons weet ook, dat baie keer word 'n engel vergelyk met Christus self. Ons weet ook, 'n engel word vergelyk baie keer met 'n engel, 'n fisiese engel. Dan sien ons ook, dat so dit is byvoorbeeld soos Gabriël. Dan is 'n ander een wat ons kan sien is, ons, as boodskappers, word baie keer vergelyk as 'n engel, wat die boodskap uitdra. So ons moet nou kyk, wie is hierdie engel? Ek gaan 'n aanhaling lees uit MS 59, 1900. Ellen White sê vir ons, volgens hierdie aanhaling, die sterk engel wat Johannes opdrag gegee het, was niks minder in persoon as Jesus Christus nie. So dit is interessant. So ons sien hierso dat Jesus kom en hy bring vir ons hierdie boodskap. Hy is hierdie engel wat neerdal.
Sy regtervoet op die see en sy linkervoet op die droë grond, toon die deel wat hy vertolk in die sluitingstonele van die groot twis met Satan. Hierdie posisie dui sy hoogste mag en gesag aan die hele aarde aan. Die stryd het sterker en meer vasberade geword van geslag tot geslag en sal voortgaan tot die sluitingstonele en tot die meesterlike werk van die mag van die duisternis wat 'n hoogte sal bereik. Satan verenig met ewel mense en sal die hele wêreld en die kerk wat nie die liefde vir die waarheid ontvang nie, mislei. Ons gaan nou na 2 Tessalonisense toe gaan en ons gaan 'n bietjie kyk na die liefde vir die waarheid. Maar die sterk engel vereis aandag, heel eers as hy afkom, hy roep met 'n harde stem, hy wys die mag en gesag van sy stem aan diegene wat verenig met Satan, wat die waarheid teenstaan. Ek wil gou laat ons net gaan na 2 Tessalonisense 2 en ek wil vers 10 lees. Paulus is besig om te verduidelik, want dit gaan oor die wederkoms van Christus hierso, en hy sê, mense, julle kan nie Christus nou verwag nie. Daar sekere dinge wat eers moet plaasvind, hy wat in die pad staan moet weggevat word. En ons sal sien dat dit paganistiese Rome is wat moet uit die pad gevat word, dit is soos in Engels hulle the daily, hy moet weggevat word uit die pad uit, sodat die Romeinse stelsel kan inkom, want dit was 'n struikelblok wat daar ingewees het. En dan verduidelik hy en hy sê vir ons, kom ons vat dit van vers 9 af, hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragte, dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid en die wat verlore gaan omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Dit is baie interessant hierso. Baie keer as ons net vanaand kyk, dan vat ons sekere konsepte en beginsels wat die Here vir ons daar stel. En ons gaan ondersoek nie die hele onderwerp korrek nie. Ons vat een aspek, soos redding. Baie van ons mense sê as jy sondes bely, is vertrou en regverdig om te vergewe. Maar daar's baie ander kondisies wat daaraan gekoppel is, wat ons baie keer nalat en nie verstaan nie. En een van die dinge wat ons moet na kyk is waarheid. Ons het gesien toe ons Christus se karakter na gekyk het, waar hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. So as jy enige van daai drie verwerp jy Christus. So die weg, het ons gesien, is Jesaja 28, daar's 'n spesifieke pad wat ons moet stap. As ons nie in daai pad stap nie, gaan ons 'n ander pad stap. Die Here sê, jy kan geen ander manier ingaan in die poorte van die hemel in, behalwe dit wat hy daar neersit nie. En ons gaan sien hoe belangrik dit is. Anders dan gaan ons die interpretasie van die Bybel verloor, en ons gaan nie by die waarheid uitkom nie, so dit beteken ons gaan dan 'n liefde vir alleen hê. En Paulus sê hierso, die wat gered word, is die wat die liefde vir die waarheid het. Kom ons kyk na vers 11, en daarom sal God hulle die krag van 'n dwaling stuur, om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. So, hier is 'n konsep wat ons mee moet worstel. As ons nie 'n liefde vir die waarheid het nie, het ons nie vir Christus in ons lewe nie, en dit is duidelik hier om te sê, ons gaan nie gered word nie. So redding en waarheid loop hand in hand, ons kan dit nie skei nie. So baie mense sal vir my sê, ja maar, jy sien dit so, ek sien dit so, daar's 'n probleem. Ons gaan oog tot oog moet sien, ons gaan hierdie dinge moet verstaan, en ons gaan moet verstaan, wat sê die Bybel? 2000 verskillende denominasies verklaar almal om te sê, ons gebruik een Bybel, maar hulle kom elkeen op 'n verskillende manier of interpretasie uit, en dis 'n probleem. Dis nie wat Christus ons wil leer nie. So, nou sien ons, hier kom die engel, en hy bring lig. Hy bring vir ons die eerste engel, hy bekragtig daai eerste engel boodskap wat gekom het in 1798. En ons sien hierdie engel is niemand anders as Christus nie. Ons sien die een voet op die grond, en ons sien die een voet op die see. Wat sy sê is, dit sluit die hele wêreld in, om sy autoriteit en sy mag te bewys. Kom ons kyk na die wolk. Ons gaan na Daniël 7:13 toe, en laat ons net vinnig kyk na die wolk. En ek het gesien in 'n naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van die mens, en hy het gekom tot die oue van dae, en hulle het hom nader gebring en voor hom. Wat ons hierso byvoorbeeld kyk, is sien ons waar Jesus kom na die Vader toe, na die allerheiligste gedeelte. Dit is die vervulling van die 2300 jaar.
En ons sal sien dat daar is 'n verandering in dispensasie. Kom, ek gaan net een stapie terug. Kom ons gaan terug na Acts is Handelinge, en ons gaan terug na Handelinge 1 vers 9 toe. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom voor hulle oë weggevat. Nou is dit interessant. Die stelsel wat die Here op die aarde sit, is die offerstelsel. Dit is waardeur ons die Here aanbid. Dit is die stelsel waarin ons en die Here se kinders hulle sondes gebring het, bely het, voorgelê het. Die sondes is in die tabernakel ingeneem. Die Here sê dit wys, elke een van daai wys na Christus en elke gedeelte van sy werk. So daai dispensasie het verander toe Christus gekom het. Hy was die lam, hy is die lam en hy is geslag. Hy is die vervulling van dit wat die mense moes doen. Hy was die vervulling van elke gedeelte wat jy kan kry binne in die tabernakel. Die brood, die reukwerk, die kandelare, die olie. Maar nou moet ons verstaan, die wolk simboliseer, hy word weggevat na die hemel toe, en daar's 'n verandering in dispensasie wat beteken, ons gaan bid nie meer na 'n stelsel nie. Ons moet verstaan dat daar altyd 'n stelsel is hoe die Here wil hê ons moet aanbid. Wat is nou die stelsel? Die Here word opgeneem, hy gaan sit in die hemel, en hy gaan sit in die heilige gedeelte as ons hoëpriester. So, van daar af die Christelike era, aanbid ons 'n Here wat sit in die heilige gedeeltes. Hy tree in vir ons, en hy het 'n sekere werk, en dit alles kan ons gaan sien, wat die priesterdom was op aarde, wat dit gesimboliseer het. Maar nou verander dit van dispensasie, want die Here beweeg van die heilige na die allerheilige. Oordeel begin. Die dispensasie beteken, ons gaan nie meer in ons bid tot ons Here wat in die heilige gedeelte sit nie. Ons gaan nou deur geloof en ons stap in die allerheiligste in, waar die wet is, waar die ark is, waar die 10 gebooie is, waar die Sabbat is, waar die verbond is. En die Here sê, nou, deur geloof stap ons daaraan, en ons bring ons petisies reguit na hom toe. En dit is 'n verandering. En dan jy baie verduidelik vir ons, toe die protestante in 1842, toe die toets na hulle toe gekom het, en hulle dit verwerp, soos hulle nog gesit het en hulle gebede opgevat het na die hemel waar Christus was, het hy reeds van posisie en plek verander. En sy verduidelik dat Satan het ingekom in hulle gebedens, het hy gevat, en hy het ingetree as Christus, en hy het aangegaan om met hulle te werk. So, die stelsel verander, en die stelsel is nie meer geldig nie. Ons kyk in 2 aspekte altyd na hierdie dinge, na stelsels en na mense. Godse mense sit daar in die stelsel. Dis hoekom hy vir hulle lig bring, om hulle uit te haal daar. Maar ons gaan sien hoe die Here nou werk is. Na wie toe bring hy die lig, en hulle word dan verantwoordelik om die lig verder te vat, wat dit dan tot by die mense te bring. Maar die stelsel is daarmee heen. So, ons moet nou ons gesigte wegdraai. Die dispensasie het verander. En dit is wat hierdie engel doen. En dit is een van die tekens van die wolk, wat ons dan sien. Wat hom dan opgevaar het hemel toe, en ook die wolk wat hom gevat het, en gevat het na die allerheilige gedeelte toe. So, wolk sien ons dan as ons daar na die symbool kyk, as 'n verandering van dispensasie. Kom ons kyk na die reënboog. Die reënboog verteenwoordig 'n verbond. Ons sien dit met die verbond wat God met Noag gemaak het. In Genesis ook sien ons dat die Here gewillig was om verbond te maak met die Millerites, toe die allerheiligste oopgemaak was. Die wet en die Sabbat aanvaar is, toe is die verbond voltooi. Maar kom ons kyk Genesis 9 vers 16. Ons almal ken dit. As die boog dan in die wolke staan, sal ek dit aansien om gedagte te wees aan die ewige verbond tussen God en al die lewende wesens en alle vlees wat op die aarde is. So nou sien ons al klaar iets interessant. Ons sien die wolk as 'n verandering in dispensasie wat vir die mense sê, die boodskap waarmee hulle besig is reg. En die tweede ding wat ons sien is, dit is alles, die taal is alles 'n verbondstaal. En onthou die Here het gesê, in die laaste dae gaan ek vir my weer 'n volk bymekaar maak.
En vir 'n verbond om plaas te vind, moet ons dit verstaan. Daar's 3 partye of 3 verskillende afdelings wat belangrik is wat daar moet wees, en teenwoordig moet wees. Daar moet 'n God wees, daar moet 'n groep of mense wees, en daar moet die wet wees. Levitikus 26 verduidelik ons die kondisies, die seëninge en die vervloekinge. Daar's kondisies, maar die wet is betrokke daar. En ons sien deur geskiedenis dat wat gebeur het is met die Roomstelsel, hy kom en hy vat die wet en hy verander hom. En die mense kom eers na 1844 wat hulle weer kom in 'n situasie waar die Here met hulle 'n verbond kan maak, waar die Here sê ek sal julle God wees, julle kan vir my mense wees, maar nou is die wet herstel, nou is die Sabbat herstel en die Here kan weer daai verbond instel. So as ons kyk na die 2520 jaar, sal ons sien, onthou, daar was 'n verstrooiing gewees en 'n versameling gewees. En ons sien 1844 begin die versameling weer en die Here maak sy mense bymekaar. Dit was die Millerites. En daar begin die SDA van 1844 af kan ons sien, begin die Here met 'n groep werk. Ons weet hulle word geregistreer in 1863, waar hulle amptelike kerk word, maar ons sien ook in die geskiedenis, en ons gaan dit na en ons moet dit gaan kyk, begin al klaar probleme, en in Engels sê hulle apostasy, hulle begin afstap van dit wat die Here vir hulle gegee het van die fondamente, begin hulle al klaar. En ons sien van daai tyd af, stap hulle af en hulle kom tot waar ons kom by die tyd van die einde op ons lyn. En ons sal sien, hulle sit weer in duisternis. En ons het weer 'n probleem met die leierskap daarvan. Maar hierdie engel, om terug te kom, bring vir ons hierdie boodskap, en ons het die reënboog gesien, en as ons dit so kan verstaan. Okay, kom ons kyk na die gesig en die son. Ek gaan nie baie daaroor praat nie, ons verstaan dit dat die son is die geregtigheid van Christus, so wat ook weer vir ons 'n bietjie meer vertel, om te sê dat, wat ons mee besig is, hierso is, ons is besig met Christus. Christus kom, hy bring vir ons 'n boodskap, en hy maak seker hy bring dit self vir ons in die simboliek wat ons daar het. Sy een voet op die droë grond, die ander voet op die see, menigte mense, volke en tale. So wat hy doen is ons verstaan dit mooi. Ons weet ook, Ellen G. White sê dat die boodskap het gegaan na elke sendingstasie in die wêreld toe. So wêreldwye boodskap wat plaasgevind het daar. Die engele het die aarde verlig met sy helderheid. Jy sien, die Here bring vir ons hierdie pragtige lig. En ons kan dit nie verwerp nie. Ons moet daarin staan. En daar is iets wat die Here sê ons moet doen daarmee. En ons moet dit verder vat. Ons moet dit verstaan, ons moet dit verder vat. Die voete soos pilare van vuur, en na gaan ons sien, dit is die fondamente. Want onthou, hy staan altyd op 'n fondament, maar wat baie interessant is hierso is, waarna ons kan kyk is, die fondament sê nie as een nie, hy sê voete en fondamente. En ons weet om terug te gaan na hiernatoe, en ons het 'n bietjie daarna gekyk, ons gaan meer kyk. Die Here sê in Habakuk 2 vir die Millerites, vat hierdie waarhede en sit dit op kaarte, sodat die wat in die verbygaan dit kan lees en daarmee kan hardloop. Dit is hoe ek dit vrylik sê. Maar hierdie is die 1843 en 1850 kaart, waarop al die fondamente van die SDA gebaseer is. En dit is belangrik om te verstaan, dis die fondament. Fondament kan nie verander nie, dis waarop ons gebou het. En vandag het ons 'n probleem, want die SDA wil dit nie aanvaar as 'n fondament nie. My vraag is, waar staan julle dan, as julle dit nie aanvaar nie? Hier is dieselfde toets wat gebring is vir die protestante. En hulle het die toets geval, en sy sê vir ons, baie duidelik, dat hulle lees die storie van Christus. Hulle het trane in hulle oë as hulle sien wat gebeur het met hom, maar wanneer die toets kom en die waarheid voor hulle neergesit word, en dis dit. Dit is wat voor hulle gehou was, ja, 'n spesifieke kaart. Het hulle dit verwerp, en sy sê, hulle het Christus daardeur gekruisig. En hulle het hulle gesigte weggedraai van hom af. Mense, dis presies wat vandag gebeur in die SDA. Hierdie goed gaan terug na die kerke toe. En wat gebeur? Hulle maak hulle deure toe. Hoekom? Onthou wat het ons gesê, wat het gebeur hierso? Die leierskap, toe Johannes die Doper begin om die eerste engelboodskap te verkondig, dit is nou net op die lyn van Christus, het die leierskap dit verwerp. Christus kon hulle nie gebruik het om die boodskap te verkondig nie, hy het 'n ander klas gebruik. Dis hoekom mense soos ek vandag hier voor staan. Die leierskap van die SDA
het presies dieselfde gedoen. Hulle het verwerp die boodskap wat na hulle toe in hulle tyd gekom het. En die Here gebruik nou 'n ander klas om hierdie boodskap uit te dra en aan die wêreld te bring. En dit is belangrik dat ons hierdie geskiedenis wat herhaal kan sien. OK. So, dit is wat gebeur met die engel wat afkom. OK? Nou wil ek verder gaan. Kom ons gaan na Openbaring 10 vers 2 toe. En in sy hand het hy 'n geopende boekie gehad. En hy het sy regtervoet op die see gesit en sy linkervoet op die land. OK. Nou, ons het vir baie lank gesê die boekie wat oop is in die engel se hand is die boekie Daniël. Maar hoe meer ons kyk en hoe meer lig die Here ons gee, moet ons besef dat wat was eintlik die vervulling wat plaasgevind het hier? Is Openbaring 9. Dis die tweede week. So in werklikheid as jy kyk wat geopenbaar word hierso, is dit die boek van Openbaring. Ek strei nie en ek verstaan dat die Here gebruik Daniël, want deel van Daniël is alles wat ons verstaan daarvan. So, maar ek sien ook dat Daniël en Ellen G. White sê dit vir ons mooi, en Openbaring is een boek. Maar ons kan sien hierso die boek van Openbaring is oop. En hierdie engel staan met daai boekie. Kom ons kyk. Openbaring 10 vers 3 en hy het met 'n groot stem uitgeroep soos 'n leeu wat brul en toe hy uitgeroep het, het die 7 donderslae hulle stemme laat hoor. OK. Die geluide of die harde stem gee vir ons om te sê die Here soek aandag. Hy wil hê ons moet luister. So hy verg ons aandag, as ek dit so kan stel, wat ek nie struikel met my woorde nie. So hierdie boodskap word aan die mensdom gegee en hy word hard aan die mensdom gegee. Die 7 donderslae sê Ellen G. White is 'n delineasie van gebeurtenisse van die eerste en die tweede engel se boodskap. Dit beteken dis die geskiedenis in kort. Hierdie hele lyn met al hierdie mylpale wat hier opgestel is. Want onthou, dis die eerste engel boodskap, dis die tweede engel boodskap. Daar begin die derde engel boodskap, maar hierdie geskiedenis van alles wat gebeur het, dit is die 7 donderslae. Wat belangrik is en om dit te verduidelik in kort is, die Here het dit nie aan die Millerites bekend gemaak wat gaan met hulle gebeur nie, sodat daar 'n sekere werking en 'n skoonmaak in hierdie opbou van die tempel van hierdie groep mense van sy kerk kan plaasvind. Hy het toegelaat vir 'n teleurstelling wat hierso was in 19 April. Dit is die eerste teleurstelling toe hulle gedink het Christus gaan kom. Ook was die groot teleurstelling in 1844, 22 Oktober. Die Here het skoongemaak. Onthou daar was 2 tempelreinigings gewees in Christus sinne. Daar's 2 tempelreinigings in die Millerite se geskiedenis. Die Here maak skoon. Hy gee vir ons en ons weet die Bybel is 'n tweesnyende swaard. En dit beteken die Here gee vir ons hierdie waarheid, maar hy toets jou daarop. Die evangelie gaan nie op getoets word. En ons het al gesien dis 'n 3-stap proses wat die Here doen. Hier begin toets nommer 1 vir hulle. Ons sal dit sien. Daai toets nommer 2 was 'n visuele toets gewees. Wat was die visuele toets gewees vir Noag byvoorbeeld? Al hierdie dinge herhaal. Dit is die ark in die een opsigte wat hulle gebou, die tweede opsigte hoe ek dit sien was ook die diere. Niemand het hulle gedryf nie. En dit is belangrik dat ons daarna gaan kyk. Dit wat hulle gesien het daar, was 'n manifestasie van die krag van God. En dis presies wat hier gebeur. Die visuele toets wat ons hier sien was die 1843 kaart wat hulle vir die mense gesit het dan. Kom ons kyk na Openbaring 10 vers 4. En toe die 7 donderslae hulle stem laat hoor het, wou ek skrywe, maar ek het 'n stem uit die hemel wat hoor sê, verseël wat die 7 donderslae gespreek het en skryf dit nie op nie. Okay. Ek gaan lees uit 1 MR bladsy 99, paragraaf 3. Ellen G. White sê vir ons die spesiale lig aan Johannes wat
wat uitgespreek is in die 7 donderslag was 'n delineasie van die gebeure wat onder die eerste en tweede engelboodskap sou plaasvind. Dit was nie die beste vir die mense om hierdie dinge te weet nie, want hulle geloof moes getoets word. In die orde van God sou wonderlike en gevorderde waarhede verkondig word. Die eerste en tweede engelboodskap moes verkondig word, maar geen verdere lig was geopenbaar voordat hierdie boodskap hulle spesifieke werk gedoen het nie. Dit is belangrik dat ons dit verstaan. Dit word voorgestel deur die engel wat staan met die een voet op die see, mees plegtige eed verkondig, dat tyd nie meer sal wees nie. Wanneer 'n profeet 'n visie kry oor wat gebeur, verteenwoordig daai profeet daai mense. En Johannes kry hierdie visie, hy verteenwoordig eerstens die Millerites. Maar dit is baie interessant dat dit nie 'n volledige wat kan mense sê verteenwoordiging was nie, want Johannes is vertel, die woorde gaan soet wees in sy mond en later bitter wees. Die Millerites het dit nie geweet nie, hulle het die soet verstaan, hulle het dit nie geweet nie. Ons is die perfekte vervulling daarvan. Ons weet dat as ons daai boekie gaan eet waarna ons nou gaan kyk, sal dit soet wees in ons mond. En ons weet dit gaan bitter wees, wat hulle dit nie geweet het nie. En dit was weerhou van hulle. Ons gaan sien wat ons toets ook gaan wees. Daniël 12 vers 9, en hy het gesê, gaan heen Daniël, want die woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde toe. Ons gaan baie mooi kyk. Ons sal sien dat hier's dinge wat hier gebeur het, wat ons op hierdie tydlyn van ons, met die tyd van die einde van ons, eers verstaan en wat eers vir ons geopenbaar is, wat hulle nie verstaan het nie. Ons sal sien daar's dinge wat die Here aan hulle geopenbaar het, wat ander nie verstaan het nie. Hy werk met sy lig volgens sy mense en sy tyd, maar ons weet nou, ons is die laaste lyn, die Here het dit aan ons bekend gemaak, ons is die laaste, ons is die 4de generasie van Adventisme, en ons weet, en ons het dit bestudeer, ons is die laaste generasie, ons gaan alles sien kom. Al die lig het by mekaar gekom en is geakkumuleer vir ons tyd. So ons behoort elke aspek van die woord te kan oopmaak, en dit moet vir ons waarde hê vir nou. Nie vir dan nie, want dit is geskryf vir ons vir nou. En ons gaan sien as ons die woord gaan oopmaak, ons gaan kyk lyn op lyn, is dit 'n applikasie vir ons vir hier en nou. En dit gaan vir ons dit verduidelik. Wat ons ook moet weet is, wat die engel gesê het is, dat tyd is nie meer nie. 1844, 22 Oktober, was die laaste tydprofesie gewees. So wat nou gebeur is, die Here gaan nie vir ons alles in duisternis nie, hy sê ons is kinders van die lig. So dit wat gaan gebeur, maak hy aan ons bekend voordat dit gebeur. So ons gaan weet wat gaan gebeur. Ons weet die volgende een is middernag wat gaan gebeur. Middernag roep. Die Sondag weet wat gaan kom. Die sluiting van probasie. Ons weet op elke een van hierdie mylpale is daar sekere gebeurtenisse wat gaan gebeur. Ons gaan dit weet en ons gaan dit sien. En van hierdie dinge gaan ons vooraf verkondig aan die wêreld. En ons gaan sê, dis wat gaan gebeur. Ons gaan byvoorbeeld sien, Islam gaan 'n baie groot rol speel. En daar sekere tye van sekere dinge wat hy gaan doen. Maar ons mag dit nie koppel aan tyd nie. So ek kan vir jou sê, middernag is op pad, en ek kan vir jou sê, daar sekere gebeurtenisse en dinge wat gaan gebeur. Maar ek kan nie vir jou sê die tyd nie, en ek kan nie vir jou sê die dag nie. Maar die Here sê ook vir ons, as julle kyk na die weer, en julle kan julle sê, dat daar is sekere dinge wat op pad is. Dit beteken, ons gaan kan sê, hoor, hier is in 'n redelike kort tydperk. Ons gaan nie kan sê, dit gaan gebeur, ons het geen idee, wanneer die Here wys vir ons hierdie dinge is besig om te gebeur. En die Gees van Profesie sê vir ons, die laaste bewegings gaan, in Engels is 'n mooi woord, rapid movement, dit gaan vinnig opeenvolgend met mekaar wees. En ons gaan sien, hierdie dinge is besig om af te speel, soos ek praat, soos ons besig is, het meeste van hierdie goeders klaar, al in vervulling gekom in die laaste paar jaar, sien ons hierdie dinge voor ons oë afspeel, maar dan moet ons verstaan, wat sê die Bybel, wat is sy interpretasie, en hoe verstaan ons dit? Kom ons gaan na Openbaring 10 vers 5 toe, en die engel wat op die see en op die land sien staan het sy hand na die hemel opgehef. Dit is ook 'n simbool van oopmaak en ontseeling, en ons gaan sien van hierdie boekie wat oopmaak, Openbaring 10 vers 6, en hy het gesweer by hom wat tot in ewigheid lewe, wat die hemel geskape het,
en wat daarin is, en die aarde wat daarin is, en die see wat daarin is, dat daar geen tyd meer sal wees nie. Hierdie is alles verbondstaal. Hierdie is alles bring ons terug na die wet, na die Sabbat, na die hele verbond wat die Here wil maak. En hy verduidelik ons ook hierso, want ons stop met tyd op 1844. So alles wat hierdie engel doen is, hy vat die hele boodskap saam en hy vat dit na 1844 Oktober toe om te sê is, dit gaan nie vervulling wees. Alhoewel die mense dit nog nie sien nie. Begin hulle daar deurgaan en hulle begin soos hulle aangaan, mag die Here vir hulle hierdie lig oop. Vir ons is dit mooi en maklik om nou te staan. En ons kan sien hoe hierdie dinge vervul het. Ons staan buitekant dit en ons kan dit baie duidelik sien. En dit is vir ons 'n baie groot seën, maar dit help ons, want ons weet ons gaan die hele Millerite geskiedenis herhaal ons. So ons mylpale lyn op met hulle sinne, nie in tyd nie, maar in gebeurtenisse, en ons gaan dit duidelik sien. Openbaar, kom ons kyk. Openbaring 10, ek wil vers 7 tot 11 lees. Maar in die dag van die stem van die 7de engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, sal in die verborgenheid van God volbring, soos hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte, die profete. En die stem wat uit die hemel gehoor het, het weer tot my gespreek en sê, gaan, neem die geopende boekie in die hand van die engel, wat op die see en op die land staan. En ek het na die engel gegaan, en aan hom gesê, gee my die boekie. Dit is baie interessant. Die engel het nie gekom en gesê, vat die boekie, voordat Johannes die vraag gevra het, gee hom nie. Daar's prinsipie wat ons gaan kyk is, Christus staan by die deur en klop. Jy moet oopmaak. Hy gaan nie die deur oopmaak en instap nie. Soos ons altyd sê, in Engels sê hy is 'n gentleman, maar dit is 'n prinsipie wat ons moet verstaan. Johannes gaan en hy sê vir die engel, gee vir my die boekie, toe sê hy vir my, neem dit en eet dit op. En dit sal in jou maag bitter wees, maar jou mond sal dit soet wees soos heuning. Toe neem ek die boekie uit die hand van die engel en eet dit op. En in my mond was dit soet soos heuning, maar toe ek dit geëet het, het my maag bitter geword. En hy het vir my gesê, jy moet weer profeteer oor baie volke en nasies, tale en konings. Nou, dit is baie interessant. Eet die boekie op. Ons gaan sien, ons is nie meer in 'n tyd wat ons net die Bybel kan oopmaak en kan lees nie. Daar's geen manier wat jy gaan weet wat aangaan nie. Daar's geen manier wat jy op die waarheid gaan uitkom nie. Jy gaan die Bybel bestudeer en jy gaan hom in al sy aspekte bestudeer, saam met die gees van profesie, saam met geskiedenis en saam met die geskiedenis wat die Here wys lyn op lyn, sodat ons hierdie inligting kan vat en dit kan neersit en sê, wat is dit vir ons en wat beteken dit vir ons? Die Here is besig om vir ons die hele Bybel oop te maak soos 'n legkaart en om vir ons te verduidelik wat is besig om te gebeur. En ons gaan dit baie duidelik sien hierso. Maar hier's iets wat baie interessant is. Hulle moet eet. Dis die eerste toets, dis die eerste ding wat die Here sê is, hier is die, onthou die boekie is die waarheid. Jy kan hom in ander aspekte kyk as die hele Bybel. Maar verstaan dit is die lig wat die Here bring en hy sê, eet die boekie. En hulle moet die boekie eet. Ons gaan sien op ons tyd, 2001, 9/11 gebruik ek, want dit is 'n algemene manier wat die mense praat. Op 9 September 2001, toe die Twin Towers in Amerika geval het, sal ons sien, dis die derde weer, dis toe die Here ons weer wakker maak, maar daar 2 engele afgekom, Openbaring 10 en tipe het weer afgekom, en die boekie is daar vir ons gegee om te sê, eet. So die eerste ding wat ons sal sien by die Millerites, die eerste ding wat ons sien by ons, gaan oor eet. Die 10 maagde, wat is die verskil van 5 van hulle? Hulle het nie genoeg olie gehad nie. En ons gaan nou sien, en die Here sê in Deuteronomium 29:29, die verborgde dinge maak hy ons bekend. Hy vertel ons ook dat die doktrine val soos reën. So wat ons nou kyk is, dat die Heilige Gees
begin en by hierso by 9/11 begin dit in druppels uit te stort. Onthou baie mooi, as ons kyk in die tye van die disippels, kyk ons gewoonlik na die uitstorting van die Heilige Gees en ons wil dit wegvat van die ander en sê dit was 'n skielike rukwind en Heilige Gees het in die vorm van tonge van vuur op die mense gekom en hulle was bekragtig. Maar ons moet teruggaan om te kyk. Wat Jesus gedoen het is, hy het gekom en hy het eers sy asem toe hy saam met hulle was, oor hulle geblaas en hy het hulle 'n deel, dit was die druppels, dit was die voorafgaande een van die groot uitstorting van die Heilige Gees. En ons moet dit verstaan en sien. En dis dieselfde wat nou gebeur is, die Heilige Gees word uitgestort. So hier sien ons Christus self, wat kom in 'n vorm, dis 'n verandering van dispensasie wat hy afkondig, want onthou nou, ons kan nie meer om so aanbid nie, vir duidelikheid. Daar's 'n ander manier, so ek en jy gaan nou in geloof, en nou raak hierdie saak anderste, want ons sien ook in 2001, is dit die oordeel begin daar. En waar begin die oordeel? By Adam, met die dooies. En hy gaan werk, en ons weet, van 2001 af, begin die Here die oordeel van die lewendiges. Dit beteken, dis my en jy, wat lewe op die aarde, en ons boeke begin in die hemel oopgemaak word. Ons weet dat die verwydering van sonde, wat die Here moet uitvee uit die boeke, doen hy saam met jou. Jy moet teenwoordig wees. En soos hy dit uitvee, skeer jy dit uit jou lewe uit. En jy is al die pad in verbinding met Christus, soos hy hierdie werk doen. En dit is belangrik vir ons om te verstaan. As ons kyk na 2001, die Here kom na ons toe en hy sê, eet. Dit is ons eerste toets, is die eerste ding wat ons doen. Ons neem nou, want ons is die 5 wyse, as ons mag wees. En die ding is, ons moet eet. En wat ons doen is, as ons nou ons studies doen, as ons nou die Bybel lees, as ons nou die Gees van Profesie lees, en ons verstaan dit, en ons pas dit toe, soos die Here dit vir ons sê, is dit olie wat ons besig is om op te maak. Want onthou wat gaan gebeur? Wanneer die middernag roep uitgaan, dan is daar wys en dwaas. En onthou dit, en dit is belangrik, van daai oomblik af, wanneer jy hoor die middernag roep, was die 5 dwaase reeds verlore, want hulle het nie olie gehad nie. Hulle moes gaan olie soek het. So ons gaan kyk hoe daai deure toemaak. Ons gaan kyk na die verskillende groepe in Adventisme en ons gaan kyk ook in die wêreld om te sien daar's 'n deur wat gaan toemaak voordat ons gedink het hy gaan toemaak. Die Here gaan dit vir ons baie mooi verduidelik. Maar wat ek wil ophamer vandag en ek wil julle vra, ons moet nou eet en ons moet seker maak daar's 'n verskil tussen maniere om te eet. En dit is die waarheid wat die Here vir ons nou gee. En ons moet dit verstaan, ons moet daarin lewe. En alles wat ons eet, is daai olie wat ons inneem en wat ons sê. En ons moet verstaan waar ons in tyd is, en ons gaan baie mooi kyk, wat gaan ons tweede toets wees, en wat gaan ons derde toets wees. Ek gaan tot hier gaan, dat ons net 'n bietjie kan nadink en kan kyk na hierdie engel, en verstaan 'n geskiedenis waar hy ingekom het, en verstaan dat ons 'n herhaling het daarvan. So my gebed is dat ons hierdie inligting mag vat en ons dit mag bestudeer, en loop 'n pad saam met my, en gaan kyk vir jouself, is dit so, wat gaan aan? Daar's nog baie wat ons gaan doen en gaan volg. Mag die Here met ons wees, en ons help daarmee. Amen.